Thank you, Jesus. Baie dankie, Here, vir u genade, vir u goedheid. Dankie dat ons voor u kan kom neerbuig en kan weet, Here, ons krag is nie uit onsself nie, want uit genade is ons gered en nie deur onsself nie. Dankie dat ons vanmôre kan weet, u goedheid en u trou bewaar ons, u beskerm ons, u lei ons, u leer ons, u onderrig ons aangaande die weg wat ons moet gaan. Dankie vir die woord, dankie vir die salwing op die woord, dankie dat die woord doen alles waartoe u dit stuur vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. You may be seated. Wonderlike voorreg om vanmôre hier te staan en vir u te kan groet en kan môre sê. Dat ons vanmôre hier kan wees op Vadersdag. Hierdie dag is ook 'n wonderlike dag in die heelal. Amen. Dis die kortste dag en die langste nag. Hallo, kyk. It's a turning of the season. Ek luister vanoggend na iemand wat sing en sê, it seems like when you pray, everything freezes and there's no answer. But in the frozen time, dat is nou my gedeelte hierdie. In the frozen time, the time is still moving on. Amen. Amen. Al lyk dit jou seisoen is so gevries en is so koud, daar's nie 'n verandering in die seisoen nie, maar die tyd loop aan. Ek gaan vanaand, ek kyk gewoonlik, as na hierdie dag, dan kyk ek waar die son ondergaan. En dan sien jy die son keer terug op sy baan. En as jy kyk gisteroggend ook hier so na Sneeukop kyk, dan sien ek die son kom net van Sneeukop uit. Maar van môreoggend af, dan kom hy terug op sy baan. So, the season are changing. Your season is changing. Ek het nou die voorreg gehad om vir 'n paar van Vrydag af met Apostel George te gesels. En ons is so 'n bietjie teruggeloop in tyd. Sometimes it's good to go back in time. Daar's baie goed wat ek al vergeet het wat hy nog onthou. So and dit is nou die susters se pa. Jy onthou Pastor George? Yes. Pastor George. Jy onthou hom, amen. Hy was 'n man wat by wie ek gaan kuier daar, dus die sussie nog 'n klein kindjie. So ja, dit is, hy het ook baie hy het vir Betty gedoop, hy het vir pa gedoop, hy het vir ma ook gedoop, né? Waar is julle nou? Hy dacht ek en Jonas daar so, by die rivier aan Noord, ook onder by die, onderkant Kampiese land. En daar is nou 'n kampeerplek, dus ons daar, Jonas het so vir die wiel, soet aangehad. Ons is nie vir die Here nie. Ek dink ek het 'n blou soet aangehad. Prys die Here. So blou is dit in. En ons staan daar en ons kyk die pastoor en ons kyk die ouderling en ek sê vir Jonas, hy lyk die my ma is redelik geset geweest. En ek sê maar, dit lyk hierdie ouderling en hierdie pastoor sal hierdie pyp kan rook vandag. As daar fout kom, moet ons maar in, ons in. Maar prys die Here, die Here is getrou. Hy werk op maniere wat ons nie verstaan nie. En baie keer agterna, dan sien ons, dit was die plan van die Here. It's God's plan. It's always in God's plan. Ek het nou die oggend, en ek wil nou by Sister Susan aansluit, oor die tee vol maak, jy moet kyk na die reserve, jy moet kyk na jou ding vol is. Ek het nou die oggend op
jeugdag te loop staan. Ek voel die kar wil nie lekker loop nie. En hy trek so al swarerig hier in die bult uit en haat in die bult af, dink ek, okay, ek gaan jou, die berg uit gaan ek om vir jou, net dat jy hom kan deur, dat die vuur kan deurskop. Maar ek voel die kar wil nie weg. En hy loop so. En dan weer goed om te dink ek, hier moet ek nou eers aftrek, laat ek net kyk of die dinge nog altyd alles so right is. En ek dink dit is nou die airflow en al die sensors wat nou nie weer lekker werk nie. En ek besluit daar maar, ek moet maar terug naar die huis toe, dat ek by die huis loop, aan die kar loop, ek kan niet in die pad staan. Ek het net gemaakt op my goed om sê, ek daar gaan staan ek in die middel van die pad. En ek dink, maar daar, nou probeer ek aan die kar uit die loopvlak, uit die ryvlak uitstoot. En 'n ou van B&S alarms kom hou daar stil en hy help my om die kar uit die pad uit te stoot. En die kar gejump en ons sê, nee, daar gaat niks aan nie. Toe besef ek later, maar dat het ek nie genoeg juice in nie. Toen moet ek eers die kinders bel, en dit is alles die plan van die Here. Daai ou van B&S het daar gestaan, totdat daai kar weer gestaat. Hy wou ook nie staat, toe die petrol aangooi, toe hy nie staat, en ek dink nie, maar dit is nou maar seker die ander fout. En toe probeer ek vir die laaste keer in Austin sê, van Nicole, hy het net so gevat oor die tank, oor die petrol tank, hy het net so gevat, en toe vat die kar. En die alarm, ou van die alarm, hy het gery. And God sent angels on your way. He sent angels on your way to guide you and to protect you. Daar het nog ouens gekom, dus ek op die foon, en hulle daarmee omgesels, toe kom staan die ou daar by my om iets te vra, toe wys die ou van die alarmman, toe wys hy om jou, gaan. So God sent these angels. These angels are around us. Hulle is hier. Nou ek wil vanoggend met u praat oor met die Paas. Alhoewel ek ook 'n Paas, wil ek vanoggend met die Paas praat, net so kortlik. En my skrif, sal ek ook nou sê, soos Pastor Pieter sê, is dalk nie so bypassend by wat ek wil vanmôre met u deel nie. Maar een klompie jare terug het iemand gepreek, ek weet nie, is het Ivan Browning of Johan Greiling is nie, wat gepreek het oor die draers na die graf. Is iewers by Ivan of Johan Greiling. Johan Greiling, ja. Johan Greiling was daar van Kebega. Nou Kebega, goeie dinge kom uit Kebega uit. Jy weet so Kebega. Port Elizabeth. Goeie dinge, die manne wat nou All Blacks ondersteun, hulle het nou gister, of die Barbarians, hulle het nou gister groot verloor gekry, maar ons weet dan maar. Nou, die goeie dinge gebeur daar, hulle sê die bokke het nog nooit in Kebega verloor nie. Hy stadion kyk so oor die see uit. Dit is nou maar net so tussendeer. Ek wil ook vir die mense daar in Namibië sê, baie welkom. Hulle is vir ons ook 'n groot steun. Ons weet nie hoe die Here werk en waar, as ons eendag gaan en Namibië sal uitkom nie, maar dit is it's God's plan. God het alles vooruit beplan. Toe praat 'n ou nou die dag, ek kom terug na my boodskap toe, praat oor daai draers, daar 6 mense wat vir jou graf te dra. As jy dan wat is. Nee? Party het 8. Okay. Ja, ons praat nou van 'n gewone, ons moet gewone manne, ons is nou nie. Maar daai 6, hy praat oor die 6 draers, hy sê daar 6 mense wat vir jou graf toe dra.
maar wie dra vir jou hierso? Wie dra vir jou en vir my hierso? Paas, wie dra vir jou en vir my hierso op aarde, terwyl ons nog hier is? Kom ons kom by die woord. Efesiërs, die 3de hoofstuk vanaf vers 14. Ephesians, the 3rd chapter, from verse 14. Die opskrif daar is Paulus se gebed vir die Efesiërs. Ons kan ook vanmôre sê, ons gebed vir die paas, of die vrouens se gebed vir die paas, of die kinders se gebed vir die paas. Paulus sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, soos wat Papi gebid het. Van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur die Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. En die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur al die geslagte tot in ewigheid. Amen en amen, soos Boetie nie sou gesê het. Amen. Hy so as hy vandag hier was, so hy gesê het, amen en amen op die woord. Papi so gesê, die eerste gedeelte wat sê, van onze Here Jesus Christus, dit is die gebed wat hy, in die naam van onze Here Jesus Christus, dit is wat hy gebid het. Tapoen sou ook vandag saam met ons gewees het, maar sy tyd het die Here bepaal. Amen. Nou, die draers, die mense wat ons hier dra, wie dra, ek praat met die paas hier so, wie dra vir ons hier so? Wie is die mense wat vir ons, of wie dra vir ons hier so? Terwyl ons weet, daar is draers na die graf toe. Daar is altyd, daar is 'n hele lys, en as die mense uitsluit, as die programmetjie opgestel word, en daar is iemand wat voel, hy wou hom ook gedra het. Hallo, kyk. Hoekom is ek aan nie daar ingesluit nie? Dan is daar 'n bietjie nie lekker, dis ek dink, kom die familie by 'n keer, sê vrywilligers, daar is 'n gedeelte daar aan die graf toe, sien nou daar, dan is daar 'n gedeelte waar die vrywilligers kom om te dra. Julle weet, julle was gister by 'n begrafnis. Daar is, en gewoonlik is dit die leraar of die pastoor en die pastore en die ouderlinge wat voorstap, hulle is, maar wie dra vir jou en vir my hier, terwyl ons nog hier op aarde is? Ek het nou nie geluister na wat hy ook gesê het, toe hy gepraat het op, ek het net gehoor, hy sê dat wie,
dra vir ons hier. Toe sê ek vir die een meisiekind, dis 'n boodskap om te preek. En ek het nie gedink dit sal vandag wees, maar dit is nou vandag hier so. Wie dra vir ons hier terwyl ons hier op die aarde is? Ek sou sê, God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Maar ek sal net eers, ek staan nou vanmôre eers net by God die Vader en God die Seun. Hulle daai mense is gewoonlik aan die voorkant van die. Jy weet, as die man huis toe gaan, is die vrou gewoonlik aan die voorkant. En van die kinders of mense wat daar ondersteun. Gewoonlik sit hulle mans, hy laaste pad tree, né? As gewoonlik net mansmense, want hulle moet nou daar oor die daar by die stretcher kom en maar God die Vader en God die Seun. Dis die mense wat vir ons geestelik hier dra. Nee? Wat ons as paas hierso dra, baie keer, en as paas wat nie worry oor die Here nie, maar dit is nog steeds God die Vader en God die Seun wat ons hier dra en beskerm. En dan is daar, in die tweede plek is daar, ek het net 6 draers. In die tweede plek is daar jou lover, jou vrou. Pastor George, leraar George, of Apostel George gister gesê het, jou maat. En ander tyd mense praat van jou mater. Nee, jou mater. Ek wil nou nog nie by die ander woord kom wat ek vanoggend vir my lover gesê het nie. Maar jou vrou is daar. Wat vir jou, as jy 'n besluit maak, sê, stadig, wacht eers 'n bietjie. Nee? Jy weet mos hoe haastig is ons. Om 'n besluit te maak, en dan sê, wacht gou eers. Wacht net eers so 'n bietjie, dink eers 'n bietjie oor die saak, en bid oor die saak. Moenie so haastig wees nie. Ons maak so, maar ek maak, ek weet nie julle nie, maar ek maak so 'n besluit. Dan sê ek, nee, en dan sê my lover, nee, en dan sê ek nou aangespreek word, dan, jy weet mos dat, loop ons so 'n bietjie een kant toe, of ons gaan na die duiwel toe, of ons gaan mechanic, of jou vrou is seker die belangrikste na God die Vader en God die Seun. Die plek daar langs jou ingeneem het. Wat vir jou hierso dra. Toe ek weer tot bekering gekom het, toe die kerkmense, hallo kerk, is julle hier? Toe die kerkmense gesê, ons gee hom net 'n tydjie. Kom ons gee hom so 'n paar weke, dan is hy weer terug aan by die varke, wat die kan opkyk nie. Maar my maat het my ondersteun dat ek vandag nog staan. Amen. So, moenie jou maat vir granted vat nie. Ons moet beteken lekker lief om so of haar, sommer 'n paar goedes te snou en te sê, maar jy moet dit so, don't take it for granted. Don't take her for granted. Sy is die een wat daar met hy 6 tuig. Nee, jy weet mos dan hy 6 tuig. Jy weet mos hoe jy altyd vir Seppie gewaarsku dan van Seppie, wag. En dan is daar ander mense wat ook vir jou dra. Na jou vrou is dit jou kinders. Jou kinders is die mense wat vir jou, wat jou lover hier ondersteun
om vir jou te dra. Party kinders raak kwaad vir ons en hulle praat nie meer met ons nie, maar en ander kinders, ek het gisterande so 'n gedeelte van 'n film gekyk, waar die meisiekind vir die pa gesê het, maar jy is nie welkom hier nie. Dit moet seker wees as gevolg van wat die pa gedoen het. So ons paas, die Bybel sê ook, ons paas moenie ons kinders sterg nie. So het is God die Vader en God die Seun. En dan is dit my lover, my maat. En dan is dit my kinders wat my hier dra en ondersteun. En dan is dit familie. Beteken skryf die familie op mekaar af. Nee? Of dalk het ek familie afgeskryf. Ek weet nie. Ek weet nie waar die pa is. Dalk het jy, wil jy nie meer met die beroep van jou gesels nie, want hy wil altyd vir jou terecht wees as hy by jou kom. Hy wil altyd vir jou preek as jy by hom kom. Maar jou familie is die mense, wat as jy in die moeilikheid is, kan jy na hulle toe. As jy 'n goeie verhouding het, nee, dan kan jy na jou familie toe gaan en sê, ek is nou bietjie in die moeilikheid, kan julle my help, ek bid vir my, of dit is my situasie. Jy kan na familie toe gaan, jy kan na jou kinders toe gaan, jy kan na jou vrou toe gaan, jy gaan eers na God die Vader toe, nee? Jy gaan eers na God die Vader toe in die naam van Jesus Christus, gaan jy na hom toe, en jy beteken, like het moet ons kry nie antwoord nie, dan gesels jy met jou maat, en as jou maat nie vir jou kan antwoord, dan trek jy jou kinders in. Ek weet, een van my susters, as sy in 'n ding is, in moeilikheid is, dan sê die kinders nog kleiner, dan sê hulle geroep, kom ons bid saam, dan stem hulle saam oor daai saak wat vir hulle, of vir haar, te moeilik is. En die Here antwoord. Laat ons as paas vandag 'n besluit maak, hier waar die seisoen besig is om te verander, waar ons aan die einde van 'n lang seisoen gekom het. Daar's 4 seisoene, maar in die heelal is daar 2 seisoene, die langste dag en die kortste nag. En die langste dag en die kortste nag. Dis daai seisoene, dis waar die aarde nou bereik die son sy verste punt noord. En dan kom hy weer terug. Na ons, dan raak het weer warmer. Jy sal voel, dit sal nog winter wees in jou seisoen. Maar die son kom altyd nader na ons. In die winter gaan hy weer verder. En in die somer hier by Februarie maand, dan brand ons hier, maar dan die seisoen hoeka al verander. In Desember maand al verander. Maar dan is ons in ons diep somerseisoen. En ons wil hê dit moet oorgaan. Ons wil altyd hê die seisoene moet oorgaan. Dit is soms so. Ons wil altyd hê die seisoen moet oorgaan. Nou soos in die winter, nou wil ons hê die seisoen moet nou klaar kry, dat ons dan weer in die lente is, en as die lente, dan soek ons hy warm daar, want ons wil see toe gaan. Ek sien die manne daar maar in die beach gaan loop, hy koue water sien nie van my nie. En naas jou familie is daar jou vriende. Nee? Wat jou draai hierso. Jou vriende. Dat is die woord wat ek vir my lover vanmorgen gesê het. Jou pellies. Dat is jou pellies wat jou hier opdra. En baie keer is dit die pellies wat in die werklike lewe daar na die graf toe 'n bietjie moeilik is, want dit was aan my pellie, hoekom is ek by die draers nie? Gee erkenning hier aan jou pellies. Toe my skoonpa oorlede is, toe een van die onderwysers, hy is ook al oorlede, toe hy gesê, dis sy pellie. En toe raak die klonge nie so lekker vir hom nie, want toe praat hy oor hy
oor hy doppietjie. Maar jou Pelly ken vir jou. Nee? Jou Pelly ken vir jou. Hy weet wat jou tekortkominge is. En hy weet wat jou goeie en jou sterkpunte is. Dis die mense wat jou hierso dra. En dan wat heel agter is dit die gemeente. Verontagsaam nie die onderlinge byeenkomste so sommige die gewoonte het nie. As leraar klas is dis Susan nie, ja weet ons waar hulle is. As jy dat hulle die byeenkomste verontagsaam nie. Ek maak nou kan ek maar van julle 'n voorbeeld wees. Ja. Dankie. As hulle nie is nie, as Pastor Pieter nie is, ja weet ons op 'n maandag aan, dat is seisoentyd, hy werk laat en hy moet nog die mense skuwe, hy moet daarvan van Tenkie af moet hy nog mense sorg dat hulle by die huis kom, en as hy by die huis kom, is dit al amper 7 uur, dan sien jy sien nie meer kans, en ek maak sommer baie keer verskonings. Dat moet net lyk na reën, as ek ons gestel hy bid hier af. Maar die gemeente is die mense wat vir jou geestelik ook ondersteun. Want as jy gebed nodig het, dan kan jy 'n boodskapie tik af vir iemand wie jy op 'n groep is, of 'n individu wat jy wat jy 'n nommer van het. Ek moet seker maar net hier bly staan. Hierdie mic sou lief vanmôre, ek moet beweeg hier van hierdie plek af nie. It's how it is the people who carries you here is God and Jesus. And it's in your circumstance, there's no wife, but there's kids, and there's family, and there's friends. I know your friend in Cape Town is one who you can call and say, I got a need here, please, will you please help me? Ek weet van die ou mense, die man bel sy suster of sy broer, en sê vir sy broer, ek het nie 'n paar lemoene vir my nie, dan bring die man vir 'n paar lemoene plus R100. So, it's your family, it's your friends, it's your kids, and it is the congregation who carries you here. Dat ons dit sal, ons manne moet dit verstaan, ons moet God die Vader eers stel, God die Vader, God die Seun, en my lover, en my kinders, en my vriende, en my familie, en die gemeente. En weet jy wie stap daar voor ek is? Nee, dis maar die leraar. Hy weet, hy het gister daar gestap. En wie hoevers hoe jy so oor ons, terwyl ons hier is die Heilige Gees wat bo oor alles, sy teenwoordigheid. Hy kom plaas, want Jesus sê, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle die Heilige Gees, die trooster stuur, om julle in die hele waarheid te lei. Daai gebed is so, daai gebed wat Paulus vir die Efesiërs bid, is so 'n kragtige gebed, wat vir ons as manne, ek dink, en nie net vir die manne, maar ook vir die vroue, vir die gemeente, vir ons vriende en familie, as ons so 'n gebed vir ons vriende kan bid, as ons so 'n gebed vir ons kinders kan bid, dat ons that we can pray this prayer unto everyone, that God will protect them, and He will give you knowledge. Hy sal hier binnekant, ek moet hier binnekant, moet ek groei, ek moet hier binnekant, I must
experience the presence of God when I pray this prayer unto God for you and for me. Ons manne moet hierdie gebed ter harte neem. Efesiërs 3 vanaf vers 14. Gaan lees dit weer, dat dit mediteer daaroor, dat ons dink daaroor, dat dit by ons insink. En hierdie gebed sê eintlik alles. Dit vat eintlik alles saam oor wie vir ons hierso dra. En dat ons daai mense wat vir ons hier dra, nie for granted vat nie. Dat ons nie sommer net so, wat is die Afrikaanse woord vir for granted? Wat is die Engelse mense? Julle wat so Engels leer, wat is for granted? Van selfsprekend aanvaar. Ek sê, jy is al my Engels, jy kan by ons klasse kom insit by jou het. Ek aanvaar my vrou van selfsprekend, sy moet daar wees. Sy moet kos maak. Ons maak nie kos as sy nie by die huis is. Bly ons maar so, en ons vat 'n stuk droë brood, en ons daar is nou van die manne wat lief is vir kos maak, maar ons sal net in 'n noodgeval. So many times vat ek my maat for granted, sy moet daar wees. Ek sê, kom, hulle koffie, as ek vanmiddag hier wil rus afgaan, dan sit ek daar voor die TV, sit 'n slinger, en dan wag ek vir my kos. As dit te lank vat, dan loer ek my so. Ek sê dan, die leraar staan ook aan maar voor die potte. Laat ons die mense respekteer en vir hulle begin bid wat vir ons hierso dra. As ons die dag nie meer hier is nie, dat hulle dan ook vir ons 'n goeie woordjie het. Nee. Dat hulle nie sommer sê, nee, 'n goeie is my jonge aan die gat. Nee. Laat ons vir hulle die liefde en waardering gee en dit ook sê. Ek weet nie jy nie, maar ek gaan nou klaarmaak. Daai kar, nee, daai BM, hy is vol geit. Hy is so vol geit. En as ek nou het ek my so houding. Maar hy draai daai houding so om, ek moet daai deur vir my vrou oopsluit, want as ek die driver side oopsluit, dan gaan hy passenger side nie oop. Al die ander deure gaan oop, maar daai een gaan nie oop nie. Dan moet ek hom gaan, ek het nou al so nie gewoond, ek gaan sluit eers hy deur oop. En dan hou ek, ek is nou al 'n groot klong, al hou ek die deur oop. Dat my lover inklim. Kyk, hy het my 'n paar tricks geleer, hy het my 'n paar dinge geleer. Dit is hoe jy jou lover, jou maat moet treat. En sy kan nie, sy nou die aand, maandag aand. Toe sy die kar gaan oopsluit, en sy kry nie uit die deur oop nie. Sy sê sy kry nie uit die deur oop, hy passenger side nie. Ek moet gaan en uit die deur gaan oopsluit. Alles jy hoe kwaad, ou maat! Ou mater, ou Billy, alles jy hoe kwaad. Ek dink ook as ek hier nie aan die dorp is, dan dink ek sê die jonger mense dan kyk die oupa. Ja, bola English hier. Hulle het daai jare gesê, 'n man wat die deur vir sy vrou oopmaak of die deur oopmaak, dis of 'n nuwe kar of is 'n nuwe vrou.
Maar hy het met my 'n ander ding geleer. Hy kom al 'n klomp jare aan 1991. Maar hy leer vir my ek moet dan respek betoon hier vir my mense. Julle beemskool man, alles doek ou beem, alles doek ou beem. Yes. Hulle moet hulle regte ken. Yes. Dat hulle vrouens eer terwyl die vrouens leer. Ons moet eintlik die vrouens se regte ken, waarop die vrou die reg waarop die vrou aanspraak maak. Yes. Alles toe hy bakkies se deur, hy moet die deur oopmaak. Kom in die gewoonte. Want deur die gewoonte geoefen, dan is dit nie meer so 'n moeilike ding. Ek is nou al in die gewoonte, so half in die gewoonte, om daai deur te gaan oopsluit. Ek het altyd net, baie keer sluit ek hom net oop en dan maak ek hom oop en dan loop ek. Maar baie keer dan staan ek dan nou. Nee. So kom ons manne, ons waardeer die mense wat in ons lewens is. Wat die Here hier rondom ons geplaas het. Dat ons hulle nie vir granted vat nie, ons vir God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, my lover, my kinders. Ek dink hulle moet maar daar wees, hulle moet doen wat hulle moet doen, maar dat ek ook vir hulle die erkenning gee. My seker daar in, as ek net over Christus gesê het, Christus, daai boks wat daar op die stoel staan is my boks. Van daar's 'n chocolate wat uit Velderif uit gekom het hierna toe. En te sê, gee dit vir dit. Gee vir dit daai chocolate. Laat ons die mense wat in ons lewe, ons kleinkinders ook nee. Ons kleinkinders ook. As ons wel die erkenning gee, want dit beteken jy moet jy ry as jy ook nie lus vir ry nie. Dankie Boeta. Dankie dat jy vir ons ook die musiek kon maak. Ek, as 'n pa in die huis, 2 sissies vir oggend, ek gaan nou klaar maak. Toe ek nou wil vir hulle gaan groet, toe hulle wou eintlik gehad het, ek moet na hulle toe kom, hulle dan gedink hulle. Toe sy vir my roep, toe is ek al op pad. En toe sê hulle, toe wens hulle nou vir my geluk met Vadersdag. Nou en die ouma. En ja, en toe hulle so wegstap, toe sien ek sy skryf weer ou keer. Sê ek sorry dat ek nou die hoed uit posisie gemaak het. Maar ons moet daai mense waardeer wat in ons lewens is. Jy lanklaas met jou broer gepraat het, ek is nie jou broer nie. Ek bel hom, stuur 'n boodskap. Jy lanklaas met jou susters gepraat het. As met die susters wat ek so afskew. En laat ons daai mense respekteer. En aan hulle die erkenning gee. Jou pellies. Ek het nou nie eintlik meer pellies, want toe ek die bekering kom, toe los die pellies my. Toe wil hulle niks meer met my te doen nie. Want as ek by hulle kom, dan praat ek net bekering. Maar laat ons aan ons pellies ook die erkenning gee. Aan ons familie, ons vriende en die gemeente. Ek hoop ek kon julle vandag iets leer. Van myself ook iets geleer het. Dat ek hierdie gebed sal bid van Efesiërs. Ook vir my vriende en vir my broers. Hierso. Paulus sê, dit is 'n gebed wat hy vir die gemeente bid. As ons hierdie gebed vir die gemeente bid. Dat die Here vir ons sal lei. Ons moet nie vergeet daai mense wat
die saad in jou lewe geplant het. Nee. Hy mense, ons het vergeet. Ek het al vergeet van Apostel George. Dat ons van Vrydag af begin gesels en toe gaan ons so 'n bietjie terug en ons. Daar was 'n ou spreekwoord, nou gaan ek regtig klaar maak. Daar was 'n ou spreekwoord wat hy het gestaan en daar in. Hy haal toe daai ding aan wat daar in Hamlet op die hotel se by die opsels was. Vra vir voorslag. Ken jy die spreekwoord? Ek kom dan uit die boek te wêreld. Vra vir voorslag. En toe het ons 'n gesprek gehad oor daai ding en sê, okay, as jy nie moeilikheid is, dan moet jy vra vir voorslag. Hy wat jou aan die moeilikheid gebring het. Ja, dit is hoe die Here werk. Dat ons nie daai mense vergeet. Nee. Wat vir ons gearbei het deur gebed en smeekinge voor die Here nie. Amen. God bless. Amen. Ek het dan vir my mooi gedra vandag, net hier gestaan. Amen. Dankie Lieten. En dankie elkeen. Dankie vir die paas hier in die huis. Ou Dikus hier vandag hier nie. Maar ons dank aan al die paas. Nee. Die paas wat vir ons vooruit gegaan het. Ons dink ook aan hulle lovers wat hier is. Nee. Dag is nie so lekker dagie. Maar ons weet, ons kan ons ook verbly in wat die Here gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Kom staan nie by jou lawer. Net vir ons sê, net hier vir jou. Ja, nie dan kom net die bakkie as hy kan. Vader, U naam is heilig. U is hoog en U is verhewe. Here, U is die een wat ons hier dra en ons hier ondersteun. Alles is seisoen ook hoe. Alles is seisoen ook hoe die mekaar en die reën bly weg en dis hittig, maar en dis koud. Maar ons weet in die koue doen U ook 'n ding. Daar word ons gesnoei sodat ons weer veel vrug kan dra tot U eer en tot U verheerliking. Met vir die paas vandag dat ons as paas sal uitstaan as konings en priesters in ons huise en sal doen wat U vir ons hier op die aarde voor geplaas het. In Jesus naam. Amen. Ons ontvang die biddende seën. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons amen. Amen.